Terwyl jy op aarde is daar 3 dinge wat jy baie mooi moet besef. En ek gaan dit nou in Engels sê. It's a test, it's a trust, and it's temporary. Dit is die 3 T's van die lewe. It's a test, a trust, and temporary. Die toetsing, terwyl jy op aarde is, weer eens, Jesus Christus. Al die moeilike dinge waardeur jy in jou lewe gaan. Aanvaar jy dit of nie? Hoe werk jy met dit? A trust. God het sy asem in jou ingeblaas, want hy het jou vertrou. En die laaste een, tydelik. Want jy hier op aarde is net tydelik. Terwyl jy op aarde is, mense, is 'n voorbereiding vir die dag as jy doodgaan. Wat gaan met jou siel gebeur? Daar is 'n pragtige liedjie en ons wou dit vandag gespeel het, maar julle almal ken dit. Hoe groot is U? Die skepper van alles, van die maan en die sterre, van die mens. Dan kan ons regtig waar net op ons knieë gaan en sê, dankie Here, dat U my geskape het so wat ek is. Hierdie is net 'n voorbereiding vir my lewe vorentoe. Ek is aards. Hierdie liggaam gaan tot stof, maar my siel gaan nie. Die siel kan nie sterf nie. Geensins. Jy weet ek lag baie keer en ek is miskien kras as ek dit sê. Hier in die Vrystaat is 'n permaanboer gewees. Skatryk. Geld en sy permane was alles in sy lewe. Alles. Maar hy kon nie liefde aan sy kinders toon nie. God het hy nie aanvaar in sy lewe nie, Jesus Christus ook nie. En die dag toe hy tot sterf kom, het hy hom te rustig gelê op sy plaas. En weet wat is hartseer? Daar was so bitter min mense by sy begrafnis. En sy grafsteen wat hulle opgesit het, was 'n permaan. 'n massiewe grafsteen van 'n permaan. 'n klip. Jy weet, baie van ons worry oor maar in die Bybelse tyd is jy of in 'n grot neergelê of jou liggaam is gebalsem deur die grond net klippe toegemaak. Jesus het dit so baie keer gesê, los die dooies. Nie nog worry oor hulle nie. Want hulle is dood. Julle het seker al baie keer daai gedeeltes gelees, waar Jesus vir iemand gesê het, volg my, en hy het gesê, asseblief, gee my net kans, om net my vader te gaan begrawe. En Jesus sê, los hom, laat die dooies hulle self begrawe. Want die liggaam is nie van belang nie. Jou siel is van belang. Ek
wil hê ons moet nie weet wat ingaan. Individueel. Wil ek hê elke ene moet asseblief baie mooi gaan dink. Nie oor jou liggaam nie, maar oor jou siel. Wat gaan word daarvan? En 'n groot vraag is, waarna toe wil jou siel gaan? Ek wil gaan na die hemelse. Ek wil nie in die hel gaan beland nie. Baie mense het die indruk, maar die hel bestaan nie. Dis nie wat die woord vir my sê nie. Die woord sê vir my, dit bestaan. Klaar. En dit maak my skrikwekkend om te sien vandag, en weer eens, ek oordeel nie, maar dit is so ooglopend om te sien hoeveel mense beland in die hel vandag. So maak jou lewe reg, mense. Ja. Jy weet, dit is so maklik en dit is so eenvoudig. Gaan net op jou knie, gaan na jou binnekamer toe. Vat 'n stuk papier, skryf al jou sondes aan neer, vat 'n kersboom, gaan brand dit, en sê, dankie Jesus Christus, U het vir my sondes ook gesterf. En Here, asseblief, as ek nou tot sterwe kom, dat ek saam met U in die hemel is. Die siel is belangriker as die liggaam. Want die liggaam gaan net weer tot stof. Die Here het hierdie ding hard op my gelê hierdie afgelope paar weke, wat ons moet baie mooi besef, wat is belangrik. Jy weet, jy gaan dood, gaan, een of ander tyd. Dit kan nou gebeur, dit kan oor 20 jaar gebeur. Ek spot altyd om te sê, ja, ek gaan 120 word. Daai keuse is nie myne nie, maar dit is God se keuse. Jy kan hoe oud word, maar hoe is jou siel? Hoe is jou siel? En waarna toe gaan hy siel? Want dit is die kroon. Want God het in Genesis uitdruklik gesê, toe hy die mens geskape het, het hy sy asem ingeblaas in die mens se neus. En dis waar jou siel begin het. Jou siel kan nooit sterf nie. Nooit. Pas op. Pas op. Dat die duiwel nie jou siel steel nie. Want as hy jou siel gaan steel, gaan jy in die hel beland, klaar. Finish. Hierdie mense wat so lief is vir satanisme, hierdie wat so vasgeheg is aan rituele, hartseer, maar dis waar. En ek kan net sê, dankie Jesus Christus, vir daai kruis, dat U al my sondes gevat het op daai kruis. Tot die dag wat ek tot sterwe kom, weet ek is blye sondaar. Maar tot en met ek my asem gaan uitblaas, sal ek nog steeds Jesus Christus in my hart hê. Want my siel behoort nie aan my nie, maar aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek vra mooi dat elke ene net 'n bietjie ondersoek gaan instel. Net 'n bietjie gaan dink daaroor. Waar wil jy jou sien? Ons was baie bevoorreg gewees elke dag van ons lewe, en ons kan net sê, dankie Here. Ons het 'n dak oor ons kop, ons het liefde, ons het vrede, ons het genade. En U is teenwoordig. En ek gaan vra vir nou niggie Susan om vir ons af te sluit met gebed.
Vader, ons is weer almal dankbaar om vanmôre weer van mekaar te kan wees in die lieflike heilige naam Here Jesus, Here. Hulle met ons gaan deur hierdie week, Here. Hoed en bewaar en beskerm ieder en elk van ons, Here. Gaan met ons, liewe Jesus, dat ons sal doen wat van U verwag word. Nie wat ons wil doen of dit of dat wat nie van U is nie, Here. Dat ons alles sal doen in U weer, in U liefde en U genade. So kan ons gaan met ons deur hierdie week doen en bewaar ons. Ons mekaar se gaan. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Die wat koffie wil hê, hierso sommer in die woonstel is koffie en daar's koeldrank ook. Ongelukkig het ons nou nie ietsie om te eet vandag nie. Maar ek sê nogmaals baie dankie.